Welkom by episode 17 van Geselsnet Nuus. Maggie, ons is terug op die lug nadat ons verlede week moes 'n bietjie tyd afvat. Ja, dit gebeur nou maar dit is nou maar hoe die lewe is. Jy weet, mense breek hulle arms en mense word siek en dan moet ons by die hospitaal gaan sit vir 5 ure en Ja, nee. dis nou maar die lewe. So mense moet verskoon as ons kan hier en ons daar 'n beplanning episode moet laat uitstel. Ons kan ons beplanning doen, Ja, maar die beplanning doen ons nie. Dis en 'n ander ding. Het jy geweet daar's mense daar buite wat dink ons is baie duur? Ons of Ja, ons program? Ons video. Ons Ek het gehoor daar's nog daar's mense wat dink dis duur, maar dit is nie so duur nie. Ons episodes, as jy 'n video by ons wil laat doen, begin die pryse by so min as R800. Ja. So as Kan ek jy besigheidsvriende het daar buite of jy het self 'n besigheid wat jy 'n video van wil laat maak, kontak vir Maggie gerus en dan doen ons vir jou 'n video. En wat ek vir die mense sê is, as jy wil hê jou besigheid moet uitkom, niemand gaan vir jou weet as jy nie plan maak om vir hulle te sê ek het 'n besigheid en dis my goods nie. Die ander ding, ek weet ek en jy het gesê ons kyk na klein besighede reeds om hulle te help. En baie klein besighede het nie aldag daai finansies om te sê, want ek meen jy moet stok aankoop en as jy 'n klein besigheid, daar's soveel uitgawes. Kry 'n borg. Kry 'n borg van 'n besigheid wat jy weet staan sterk genoeg. Hulle kry ook blootstelling. Baie goeie Ons idee, sê dat die video word geborg deur wat ook al. Ja. En dis free publicity. En die ander ding is as jy 'n groot event het of jy is 'n borg van 'n groot event en jy wil mense laat weet van daai event of Jy soek voete. ja, laat weet die mense deur 'n video. Ja. So jy weet as jy 'n ding borg van kom ons sê 10, 20, 30.000 rand, dan is 'n R800 borg videoetjie mos nou Dan nie sit baie verniet. geld. As mense ons wil hier vir 'n besigheidsvideo om jou borgskap vir 'n event aankondig of enige nuus of info oor jou besigheid, Ja. kontak vir Maggie. En kyk hoe lekker het ons live gegaan, hè? Dit was Ja. nou dit was iets anders. Ons doen live video's en live onderhoude ook. Ons kan met tot 2 addisionele mense praat, eintlik 3 as ek dit Ja, nou so uitkyk. groot gegaan. ons kyk Maar weet jy wat's my lekker, nê? Die wat ons vir almal probeer sê, 'n biker het 'n sagte hart. Hoe skaam daai ouens vir 'n kamera is, julle verstaan. Hulle is nie skaam nie, hulle is bang Hulle vir 'n is kamera. bang, letterlik. Kyk, hulle is nee. Hulle het nie daai guts nie as Hulle- hulle live. Hoorie, ons het 'n belewenis gehad. Dit was my Daar's regtig baie mense nice. wat op daai op die kamera verskyn en sodra jy vir hulle sê jy's live. Nee. En dan kom my vloekwoord. Dit is dit was baie lekker. Dankie Ja, weer eens Johan, julle, dit was Dit nou is regtig baie nice. gewees. Ja, wat So een ja, ervaring. ons het nou nie nuus gehad laasweek nie want ons Ja, gaan nie baie, ons ons- gaan nie pepermint nuus die week Ons nie. gaan na verlede week se nuus. Het ons nou so 'n bietjie ekstra info oor uitgevind en so. Maar die groot nuus, jy weet, die regering het nog nie regtig aan die gang gekom nie. Nee, So ek dink die munisipale kantore is nou maar nog 'n bietjie van 'n limbo en Ons sal load almal shedding seker probeer uit die moeilikheid uitbly. Behalwe lyk my ons municipal manager en haar suster. Regtig? Hulle sê gou sê Metso en haar suster Lebo. Klink soos Legos wat jy bou Lebo, hierso. ja. Hulle bou. Hulle is albei gearresteer. Ek het nou die hele storie agter die storie ontdek. Van Okay. hoekom hulle gearresteer is en waar hierdie hele fraud case nou vandaan kom. Kyk, hulle is op die oomblik uit op bail van 20.000 So min. en 10.000. Ja, sy is op 20.000. Onthou, dit is 3 miljoen rand se fraud waarop hulle uit is. Wat blykbaar gebeur het in die Hartbeesfontein area is 'n stuk grond verkoop Okay. aan 'n hoenderplaas, Supreme Chicken Poultry Farm. Dit is verkoop vir 3 miljoen rand. Die plaas nou. Die plaas, die grond Okay. wat nou aan die munisipaliteit behoort het. Nou, soos kooptransaksies nou mos maar werk, gaan dit van die koper na 'n trustrekening by jou prokureurs en dan of na jou rekening toe, maar soos in die geval is 'n voorstel om te gaan na 'n munisipale rekening toe. Nou, die prokureurs het dit in hulle trustrekening ingekry. Okay. Sy gee vir hulle toe instruksie om die geld oor te plaas in 'n ander trustrekening. Okay. En deur daai trust koop sy toe 'n 3 miljoen rand huis. Waarin Okay. sy nou bly.
So word daar gesê. Nou hier is die kikker. Die trust waarin die geld oorgeplaas het. Een van die prokureurs is 'n lid. Lesego is 'n lid en haar suster is 'n lid. Soos hulle eie trust. Soos hulle eintlik hulle eie trust. So hulle het die huis verniet gekry. Hulle het die huis geniet gekry. Oh my En dit is waar die En toe staan daar 'n slim ouetjie wat dit toe nou agter gekom het nou. Ja, dis nou waar die hele fraud case nou vandaan kom. Nou die ander interessante ding is, hulle het nou vir Lesego en Lebo, die twee susters nou gearresteer, Okay. municipal manager. Maar wat van die prokureur? So hy loop vry. Op hierdie stadium is daar nou geen nuus nie, want soos ek verstaan is hy dan mos nou ook veronderstel om Skuldig. gearresteer te word, want hy het wetend En hy teen die rol gegaan eintlik. Exactly. En die dealer is mos maar so goed soos die Ons gaan nou maar nog moet sien wat gebeur. Jene lyk maar ek moet by die munisipaliteit gaan werk. Jy raak flippend slim daar. Ja. Ja. Maar wat vir my interessant is, al die maniere wat hulle uitdink. Maar exactly, hulle sit die hele dag nie in werk nie. Ja. So hulle dink aan 'n nuwe manier. So ons het nou hierdie kultuur wat ontwikkel is van diefstal en steel en korrupsie ensovoorts, en dit raak 'n probleem. Weet jy, dit het tot blykbaar in Johannesburg by ryk mense 'n probleem begin word. Want ek het 'n artikeltjie vroeër opgesit en jy kan gaan kyk op Geselsnet se page. Is daar 'n artikel van rykes wat krag steel. Hoe ryk jy is, hoe ryker wie mos word. Lyk my jy word net ryk deur steel. Ja, so diefstal is nie net tussen arm mense nie, dit is tussen die ryk mense. Hulle is die armes, hulle 3 Ja. miljoen se huisie kan. Nou, ongelukkig is daar beweringe ook dat daar by mense se huise opgedaag is. Dan word daar vir hulle gesê, maar julle steel krag want julle het so lanklaas krag gekoop. Dan sê die mense, ja, maar dis omdat ons solar panels op die dak het. So ja, baie interessante ding wat daar in die gang is. Luister daai video. Ek het ook nog nie, ek sal Ek bietjie. dink mense gaan daar gaan baie meer interessante inligting daar uitkom as wat ons op hierdie stadium van bewus is. Maar ons hou maar dop. Ons sal julle op hoogte hou van wat ons uitvind. In die Noordwes is daar nou weer 'n plaasaanval gewees. Een waarvan ons seker nou weer weet net Ja, van, want ja. daar gebeur Ongelukkig, lyk my dit word baie daagliks keer mos dit verdwyn so tussen al die ander goeders. As jy gaan lees na die SAPS, as jy na die SAPS webblad toe gaan en jy lees hulle daily statements, dis ongelooflik wat elke dag gebeur. Wat my hartseer is net hoe die mense normaliseer. Dit is nie meer nuus nie. Dis die probleem. Dit word genormaliseer en amper aanvaar deur die media dat dis net nog 'n stat. Dis net nog 'n statistiek. Nou en hierdie was 'n plaasaanval in Swart Riggens gewees, maar hierso twee interessante goedjies. 2 bakkies is gesteel en hulle is vol huisraad en goed gelaai. Hulle het ongelukkig die tannie vermoor vir die aardse besittingkies. Vir die aardse besittingkies, sy was 60 gewees en hulle het haar man ontvoer. Die man het op 'n manier ontsnap en weggekom van hulle af. Okay. En hy het by ander boere in die area hulle laat weet hier is probleme en die hele storie. Toe het die polisie vinnig gereageer en 'n vrou, 'n 34-jarige vrou is toe Woensdag die 12de van Junie, dis nou gister, ja, in 'n informele nedersetting net buite Swart Riggens in 'n plakkershuis opgespoor met al hierdie gesteelde huisraad en so dit is nie deel van die fisiese daad nie, maar hulle het toe nou die goed by haar woning gekry. Hoe hulle dit daar opgespoor het ek geen idee nie, maar blykbaar is die eintlike kapers en die moordenaars is nou nog soek en op vrye voet. So die is nog nie vasgekeer nie. Dis nog nie vasgekeer nie, maar dis 'n ontwikkelende storie en ek sal dophou of ek kan en die oom, ekskuus, is die oom hy is hy het 'n bietjie beserings, maar hy het daarom oorleef. Okay. Arme ou oom van 70, maar ek sal die storie dophou en as daar 'n nuwe inligting klink is. vreeslik erg, maar daar is van die ouer mense, ek wil sê bejaardes, ek gaan sê ou mensies nie, die bejaardes wat regtig nie eintlik meer veel van ander heenkom het nie en van hulle wil nie in 'n huis gaan uitkom nie, maar as jy een keer 'n boer is, dan is jy boer, maar hulle raak soft targets. Ek sal so graag op 'n plaas wil gaan bly, maar ek weet nie hoe mense deesdae nog daar bly wetend hoe gevaarlik dit is. Ek is te bang as ons naweek by iemand moet gaan kuier. Ongelukkig, dit raak net so erg in die dorp. Dis die waarheid. Dis wat ek altyd sê, weet jy wat jy kan hoeveel
die wering en wat opsit. As 'n skelm wil in, gaan hy in. Jy kan maak wat jy wil. Die weerings net daar om die eerlike mense uit te hou. Jy dink so? Dis wat my pa altyd gesê het. Okay. My skoonseun wat ek sy nek tamnegent wil omdraai want hy het nie 'n hak agter hom nie, het ook die hek gisterand oopgelos en my buurvrou het gestop en my hek was oop. Nou in eerste plek het ek honde wat nie kan eintlik moet uitgaan nie, maar okay. En sy het my dadelik gebel en sy het my gesê buurvrou staan fout by jou hek staan waarwyd oop en is normaal van jou nie. Dit is goeie bure. Dis regtig. Leer jou bure ken, leer hulle gewoontes aan. Dit gaan nie oor nuuskierigheid nee, glad nie meer oor die muurloer mense en daai goed nie. Dit gaan oor mekaar uitkyk vir mekaar. Ja. So dankie bure. Ons het 'n baie oulike straat. Ons het regtig, ons het 'n groepie. Ons pas mekaar op en ek dink dit is doen dit. Gaan jy niks kos nie. So gepraat van plase, Eskom se voorgestelde kragtarief gaan boere dwing tot ander opsies. Okay. Dis 'n opskrif in OFM wat ek nou gelees het en toe ek nou die hele artikel lees, dis dat hulle die hele kragstelsel duurder maak en dat hulle die wat hulle noem die vaste koste wil verander van 30% vaste koste tot en 70% gekoppelde aan werklike kragverbruik omskakel na 70-30 toe. Okay. Wat dit verskriklik duur gaan maak vir plase. Geld is swaar. Ja, nou weet jy die dorpsmense se betaal op die duurste gewoonlik so R3.24 per eenheid. Ja, okay. Plase betaal tot R9.40 per eenheid. En hulle het besproeiings en allerlei dinge. Jy kan net dink wat krag jou gemiddelde boer daar buite kos. Nou hier's 'n boer wat gesê het hy het nou 'n lening gaan uitneem en 'n sonkragstelsel gekoop wat hy oor 5 jaar afbetaal en sy krageenhede as gevolg daarvan het nou afgekom na R50 per eenheid. Okay. So, wat Eskom basies nou doen deur hierdie proses van verandering en krag so duur maak is, hulle forceer boere om sonpaneelstelsels in te sit en dit vir hulle self goedkoper te maak. Dit maak nou vir my sin die artikel wat jy nou het, want toe ek nou na jou toe ry, OFM het 'n wedstryd aan die gang. Het jy hom gehoor van wat jy die meeste as jy 'n uitvindsel het wat krag of goed bespaar. Ek het dit net so vlugtig, sorry, ek het nou nie mooi geluister nie. Maar nou dit kom net vir my by jou artikel by. Dis dalk wat hulle wil doen want hulle sê as jy boer is of 'n uitvinder of wat dan alles gaan oor kragbesparing. Ongelukkig is daar baie mense daar buite wat die redenasie het van wie wat ek betaal daarvoor, ek sal dit gebruik. Ja. Ongelukkig ons kan nie meer so werk nie want ons sit met 'n stelsel wat nie deur ons toedoen nie. Ja, dis die waarheid. Uit mekaar uitval, maar ons moet probeer dat dit nie vererger word nie. Want reeds nou by City Power in Johannesburg is daar City Power imposes load reduction as last resort to protect grid. So hulle voel dis hulle laaste uitweg na om iets te probeer doen. Okay. Nou moet ons ook onthou, daar is 'n verskil tussen load reduction en load shedding. Basies hoe load reduction werk is wanneer daar sekere peak periodes is. Dis nou vroegoggende wanneer almal nou gereed maak vir werk ensovoorts en dan laat middag wanneer almal nou by die huis gekom het, wanneer mense geysers aansit, kos maak ensovoorts. Allei goed wat baie krag trek. Gaan hulle nou ripple meters installeer waar daar nou nog nie ripple meters geïnstalleer is nie. Duidelik 'n bietjie wat sê ripple. 'n Ripple meter is daai ding wat hulle op die kraglyn 'n sein kan stuur wat die skakelaar aan en afskakel. Hulle beheer dit. Hulle beheer dit. So hulle kan byvoorbeeld as hulle 'n ripple meter op jou swembadpomp geïnstalleer het, jou stoof, jou geyser ensovoorts, dan skakel hulle daai goed af in jou piekperiode. Ja. Dit is nog steeds kragverlies op sekere items, maar dit is minstens nie load shedding waar jy sit met niks krag nie. Jy gaan ligte en goed, maar jou swembad gaan nie meer hardloop op jou timer wat jy gestel het nie. Hulle beheer. So dit is miskien 'n bietjie 'n beter stelsel, maar daar's net seker voordele en nadele. Want hy is nie so sleg soos load shedding nie. Onthou met load shedding het jy die probleem dat mense met mediese toestande waarop byvoorbeeld 'n suurstofmasjien moet gebruik of 'n hartmonitor of enige sulke goeders. Ja. Daai goed gaan af. Ja. En hulle batterye is 'n probleem want die batterye hou net so lank ensovoorts. So daar's baie negatiewe goed. Plus met 'n ding soos load reduction, sou jy nog 'n verhitter kan gebruik. Ja.
Ja, vir jou dis, huis. En jy kos Load maak shedding. en ligte hê. Ja, load shedding sit jy met niks. So kom ons werk Samewerking saam, weer eens, as dit daar al begin in die stad, keer niks om hiernatoe te begin Dis beweeg nie, nê. Kyk na jou ligte in jou huis. Vervang jou ligte met energy saving globes. Ja. LED globes. Hierdie nuwe LED globes is amazing. Baie oulik. Hulle is 'n bietjie duurder, maar Soveel, nee. jene, hulle hou lank. Nie vir dit wat dit vir jou doen nie, is dit nie so vir dit. Dis die ding. So ja, en ons moet dit dan begin toepas terwyl ander mense ongelukkig die krag steel. Die ryk mense steel ons krag. Ja, ons kan nie eers Ek kon meer nie ophou sê lag dit vir daai is net in die gebiedens waar hulle verniet krag kry nie, want hulle kry nie verniet krag nie. Ja, nee, kyk. Ja. En ja, nou hoekom teikel hulle daai mense terwyl daar as mense by ander plekke verby ry is daar kraaineste van kabels wat en dan gaan die kabels om deur vensters in die huis Ja. in. Nee? Ja. Nou, ek hou daarvan om die polisie te noem in elke nuusepisode. Ek weet nie of mense Veral jy like om vir hulle te sê dankie vir hulle goeie diens en hulle mooi werk en ek kyk daar's twee soorte mense van wie ek eintlik 3. Ja. Ek noem net nie die ander vrees ook baie nie. Is 'n polisieman, 'n onderwyser en 'n dokter. En vir enige verpleegspersoneel. Ja, hulle Ekskuus, werk- enige hulle werk hard. verpleegsters werk baie keer harder as baie dokters. ja, alle doen. Ja. En hulle kry baie minder pay. En weet jy wat, Ja. ek wil vir die dokters en die verpleegsters by Tsepong Hospitaal waar ons verlede week Vrydag was, baie dankie sê. Julle is weet mense hoor stories. Mense hoor baie stories en dit was nog 'n shift change van die nagskof na die dagskof toe Uitsa. en dit is amazing geweest. Hoe hulle kyk na 'n mens. Dis Ek hoor deesdae al hoe meer net mooi goed van 'n hospitaal. Dis kyk baie minder hulle wat short, jy- hulle is short-staffed. Ek dink almal En ek is maar- amazed met die geduld wat hulle toegepas het. Okay. En weet jy wat vir die een enkele administrasievroutjie wat daar was, het ek baie respek. Wow. Sy het baie werk wat sy alleen moet doen met al daai mense. En weet jy wat, sy het my die hele tyd met my gesels asof ek 'n mens is wat vir my Dis nice is. nice. Dis lekker. So dis nie die hart Ja. afdeling wat goed doen nie. Dit Ja, is dit regtig is- dis lekker om dit te hoor. Nou, die polisie het verlede naweek was comrades. Wat is dit die naweek Ka was? ek sê comrades. Kamerad. Almal Wat is- almal sê die kamerade. Party mense sê comrades. Ek noem dit comrades. Wat is comrades? Is dit nie net Dis so. hardloop weg vir jou lewe nie? Hardloop. Wat jy Hardloop asof jy iets gesteel het. Elke jaar sê ek, hierdie jaar gaan ek begin oefen sodat ek voordat ek dood gaan het hard. Ag, ek het nou opgegee so kyk. Weet jy wat? Ek is te bang om by comrades te gaan draf want ek is bang as slat net daar neer. Ek Dit gaan is dit al nie ja, maak nie. nee. Het jy al gesien? Het jy al gesien as ek so kilo weg hardloop en ou staan daar met 'n lekker blerrie koppie koffie. Ek trek af man. Ek stop net daar. Dan te klag hardloop. Maar Want baie, ekskuus, baie klasshoppers was ook daar, ek het gesien ja, onderwysers en so. ja, aan. heel wat eintlik. Laerskool saamtrek was een van hulle, as ek dink saamtrek geweest, was een van hulle wat 'n foto gesit en gesê daar's ons onnies. Ja, So sy. Well nee, done. ek het oral wat ek sien is klas op en ek dieselfde vroutjie het weer die Comrades gewen wat vorige jaar of hoe. Gerda. Ek het nie gekyk nie. ja, Ek Gerda was Stein, ja. regtig net in die bed. Ja, sy hardloop maar 'n goeie ene. Maar nou van die polisie se kant af. Hulle het verlede jaar 200 mense gehad wat gehardloop het. In ons Noordwes nou. Nee, landwyd. Okay. Maar verlede jaar. Maar hierdie jaar het hulle 356 mense gehad. Wow. Polisiemanne wat gedraf het. Dit is ek net gou die nommers hierso reg kry. 313 mans drawers en dan 43 vroue polisieoffisiere. Frans, waar is julle? Vroue polisiemanne. Well done. So is nie net al die polisiemanne wat KFC. Nie al die polisiemanne het KFC nie. Maar Sorry, ouens. hopelik beteken dit ook dat ons 'n bietjie meer van hierdie jong polisiemannetjies gaan sien. Dit is Die- ja, soos daai een ou wat se op Facebook naam gemaak Ja, het shame en toe kom hy nie moeilikheid Ja, daarvoor. Ek nee. wonder wat van hom geword het. 'n Bietjie weer gaan opsoek. Ek het ook lank terug ietsie gelees Ja. toe nou. Hy het dit nou maar stil geraak soos En ek dit- kon op verwag word. Ja, dis my stukkie goeie nuus. Ek gaan nou nie die hele ding lees nie want dit is nou hulle sonder nou 'n paar goedjies uit en so aan, maar dit is goed dat die polisiemanne deelneem aan sulke goedjies. Dis altyd lekker dat as 'n mens 'n event in 'n dorp het,
dat 'n mens daai tipe lede het Ja. wat deel word daarvan. Ons het byvoorbeeld by die day job wat ons by was daar verkeersbeamptes, motorfietsverkeersbeamptes. Dis mooi. Ons Dis mooi. mense. Nee, daai was 'n baie goeie baie ding. lekker Daai was geweest. regtig. Ja. Voor ons praat oor wat hierdie naweek gebeur. Wat het verlede naweek gebeur? Dis verlede. Verlede naweek was Rian Benadi hier en My apparently kinders het gegaan. Ja, Kyk, hoor, ek- dit was 'n lekker kuier. Dit was blykbaar alles sê daai man gee 'n flippend show. Die weet nou dat was al weet. Blykbaar het hy nie eens 'n pouse gevat nie. Hy het stryd so ek dink 2,5 uur, 3 ure het hy geshow. As ek dit nie mis het nie. Hoe hou sy stem dit? Want na so Baie 'n gepraat. nuusepisode is my stem nog. Wat glo baie nice is van hom wat Benedine vir my sê is, vir elke liedjie verduidelik hy waaroor 'n liedjie gaan. Dan begin hy eers as akoestiese deel, dan vul sy band in en dan gooi hulle. So sê maar daai man, hulle het gelag. Ja. Hulle sê hy het regtig en toe vra hy naderhand vir die gehoor, blykbaar ek praat die hele aand met julle, praat julle 'n bietjie met my, vra my vra. En hulle het hom vra, dis Benedine se vraag onder andere was, ek dink hy verwag 'n seentjie, hulle verwag 'n Ja. seentjie. Wat gaan seentjie se naam wees en sê hy en toe verduidelik hy hoekom. O die kind, kom ons sê die kind, ek kan nou nie weet seentjie of dogtertjie nie. Ek het nie regtig baie vir my kind geluister nie, sorry nie. En so hulle het daar aangekom en hulle kon net praat oor die show. So dit was lekker, klink dit Ja. my. Ek kon nou regtig nou nie daar gewees het nie, sorry net, so graag ek wou. Maar wat was daar nog? Daar het 'n paar dinge gebeur, maar weet omdat ons nou ook maar deur Ons ons regtig ons eie dingetjies bietjie gehad het. Ons het so 'n bietjie weggegaan vir 'n naweek want lekker. ja, ons was Viljoenskool toe na familie toe. Mens moet gereeld by 'n Ja. familie gaan kuier. En omdat ons hulle so lank laas gesien het, dan gaan 'n mens nou maar. En ons moet daai familiebande hou. Ja. En breek jou af van die res van die wêreld af en dan wanneer sulke dinge gebeur, wanneer ons sulke geleenthede kry, dan sit ek letterlik my selfoon in my vrou se handsak, ignoreer hom want dit is Kuier. familietyd. Ja. Kuier saam met die familie en los die selfone uit. Yes. Ek verstaan Henny's bars uit sy nate uit. Lekker vir julle, né? Ek hoor hulle. Ons het nou nog nie eers kans daar gekry, want ons kan nie daar Ons gaan so 'n bietjie vanaand. Ons gaan so 'n bietjie vanaand. So ek het gebel oor of ek 'n tafel kan kry. So hulle doen nog nie die tafelbespreking so omdat hulle so besig Ja. is. So well done vir julle. Doen vir ons 'n bietjie video. Ek het gedink ek moet so 'n klein resensietjie gooi. Ja, Dit klink verskriklik. Nou nie live video nie, Nee, ek maar gaan nie 'n live video doen nie, vir maar ons ek dink ek sal 'n bietjie insetsels van hoe dit lyk. Ja. Want ek sien ook foto's so goed, maar jy weet mos, maar foto's wys nooit Foto's regtig wys nie regverdig alles nie wat dit is. Doen so 'n bietjie resensie en dan sit ons met volgende week se nuusepisode dalk. So ja, ons sien julle vanaand daar, maar ek het gehoor die mense sê hulle bly per Saterdag aan. Wat ek dink Saterdag aan. Wat hulle queue staan. Wat hulle Wow. Was dit So was Saterdagmiddag. Ekskuus, dit was Saterdagmiddag wat die mense al toue buite staan Wow. om in te kom om te kom eet. Nou daar's mense wat baie happy is en daar's mense wat nou weer unhappy is. Kyk, jy gaan nou nie almal gelukkig Ja, maak ja, nie. ja. Ek verstaan dit is bietjie ek begin nou wonder of hulle ons nie 'n plan moet maak vir iets soos 'n queue entertainment nie. Jy weet soos 'n clown of overal buite staan en sing vir die mense. Nou jy weet ek het lank uitgesien vir daai plek. So ek gaan Ja. en ek gaan eerlik kom wees. So ek hoop daar's 'n lekker speelplek vir my kleinkind. Dit is my belangrikste by so iets. So let's see. Ja. Ons gaan nou maar kyk. Dan het ons Die naweek. Die naweek nou. Ja, want weet jy nie as ek en jy ons afskakel, weet ons regtig nie wat in die dorp aangaan nie. hè? Nee. Ja. Ek weet daar is 'n paar goedjies wat gebeur. Stage het 'n paar mense. Ons het die karaoke gemis gisteraand. Maar Hoor jy die line dance van Oelies? ja, Oelies se Dit doen line flippend dancing. Goed, hoor. Julle moet die videoetjies Ja, gaan nou. kyk wat Melanie opsit. Dis cool. Van- Sy begin my kry dat ek gaan begin Ja, heel nie. ek het ook regtig. gesit en kyk en ek dink dit lyk nie so moeilik nie. Nee, dit En, lyk lekker man. Ek het 2 linkervoete. Dit lyk lekker. So ons kyk hoe voel ek teen as Dinsdag altyd te koud is, nee, want ek is 'n sakker mos vir die koue. Dan gaan ek 'n bietjie daar ook so 'n videoetjie of 2 maak. Ek wil graag bietjie join en Dis gaan nice kyk. is, Ja. Ons het hulle vra asseblief bloed. O Asseblief ja, bloed. bloedbank. En jy kry lekker kombers. Kenny het Saterdag Bianca het hom dorp toe gesleep Sondag. En hy was nie lus vir dit nie. Toe sê hy gaan eerder bloed skenk. So sy moet hom meer soen toe sleep. En toe kry hy lekker flip en wil kombers hier by of dankie te sê vir jou bloed. So dit was nogal mooi. Ja, En so gepraat oulik van gepaard. kombers. Daar is ook nou hierdie Yes. naweek die bowling Bowling for for blankets. Kijk, bowling is nie net vir ou mense nie. Hoor, dis 'n lekker game. Dis 'n daai. lekker Ek game. love dit. Ja, dit is daai round
wat Roundtable. Dis ja, nou hulle Roundtable. bied dit aan Shan. Maar dis nie môre, is dit môre? Nee, dis Dis die 14de. 14de. Ja, Dis môre. My jene ja. Op die Vrydag. So as jy nie gaan deelneem nie, gaan kyk Gaan dan. kyk net, Neem 'n ja. paar videoetjies, stuur vir ons Gaan hou kuier. van sulke goed. Sover ek gaan weet, kuier. daar's daai as jy klaar daai balle gerol het, is daar 'n Daar's klaphuisie altyd daar. 'n kuier by die klubhuis. So ja, wees net vir hulle as jy terugverstuur, maar ja. Dan Marius Niemand se event is net tydelik eers uitgestel na die 10de Oktober. Omweens daar is 'n ander golfdag ook en dit gaan so 'n bietjie clash, ja. So hou die pers hier by ons dop, ons sal dit weer vir julle deel, maar die 10de Oktober, so as jy nog nie nou jou balle gekry het nie, is dit nou die geleentheid, het nou lekker tyd om by en dan van Maggie na Tannie Maggie. Ja. Jou ma het die pothol Ja, hulle kook hoor. Regtig, hulle is in Laatslaan en Potterstraat dink ek of so ietsie. Ons sal vir julle foto's wys. Hulle doen goed. Al ding is nou ek dink hulle het gister dit moes hulle nou weer gestaan het. Kyk, jy kry nou die ouens wat nou daar gaan boikot het met daai mall wat hulle ook daar bou en toe wil hulle mos die werk hê. Nou die klomp nou dieselfde. Hulle wil ook nou die werk hê, maar moeder het my gepraat maar weer eens Maggie was nie lekker by nie, so ek het geluister maar nie geaggeslaan nie, maar hulle het borge nodig. Hulle het regtig borge nodig. Dit is 'n duur dingetjie, maar daai mense moet lone betaal word. Dis die ding, hulle moet 'n geldjie kry vir dit wat hulle doen. Hulle probeer 'n klein werkskepping, al is dit tydelike werk, vir mense gee dat hulle nie net sit op straat of mense wat niks het nie. Ietsie kan betaal vir. En dierbaar van Shield van Dion, hy het al hulle klere vir hulle gesponsor. Ek het nou gedink volgende keer as ons so 'n pothol projek, ek het 'n lekker naam daarvoor. Plakke gat. Dis 'n goeie. Ek wil gat plak. Dis eintlik oulik. 'n Plakke gat met 'n pleister. Ja, maar kyk, hulle moet nou die munisipaliteit probeer help, maar hulle het ook meer. Ek het gesien, was dit hulle wat dalk die draai gedoen het daar by Margrieta Prinsloo? Nee, ek weet nie. Ek is net bly hulle daai gate toegemaak want jene daar's 'n gat gewees reg op die draai, soos mens van KFC oorgaan in daai draai was daar 'n gat gewees. Tussen die twee bane, en die helfte van die mense gaan hierdie kant om, amper in die kar wat daar staan, en ander gaan daai kant om en dan ontmoet hulle aan die ander kant. Hoor maar raak die mense nie onverskillig met hierdie wat hulle so uitswaai nie. Hoeveel mense ken al ons potholes en daar? Jy weet al waar is jou pothol, maar hulle jaag nog. Hulle ry nog met 'n spoed. As jy gaan stadig ry, veral waar jy weet waar is potholes, is dit nie nodig om vir iemand uit te swaai nie, jy gaan betyds kan breek. So ek dink dit ons mense het net begin slapgatte raak. Ja. Ongelukkig en ignorering van verkeersreëls, basiese verkeersreëls, want weet jy wat, jy wil nie jaag nie. Ek wens hulle wil die spoed in die woonbuurt is afbring na 45 toe. Dis nog te veel eintlik. Ek het gesien Garden Bridge het so 'n programmetjie maak. Benedine het vir gestuur, ek moet net mooi nog gaan kyk na dit. Maar Garden Bridge het 'n programmetjie vir die kinders, so hulle gaan ek dink is R15 'n uur, dan kan jy pad speel, R15 'n uur per persoon. Ek het jy gesien ons het 'n nuwe nette daar. Hulle gaan nou daar ek dink is basketbal multi-activity. Ja, dis so, nogal interessant. Ek dink hy's nou klaar al vir die skoolvakansie. So gaan loer 'n bietjie op hulle by. Ons vir Garden Bridge vra om vir ons bietjie meer te vertel daarvan. Ons kan dalk dit doen. Ek sal hulle 'n bietjie likeie gee en hoor. Ons is mos nou weer wat ons bietjie met julle kan gesels almal. So winter is amper verby, nou net begin my amper verby. Hoe weet jy wanneer is dit winter? As dit regtig meer warm is nie. As dit regtig meer warm is nie. Maar as daar mense is daar buite wat wil adverteer in ons ribbon hieronder, kontak gerus vir Maggie. Mooi van dit is ons hierdie ribbon wat julle nou nog die hele tyd hier onder gesien het, is advertensiespasie waarin jy jou advertensie kan sit. Kontak vir Maggie, sy sal vir jou verder verduidelik hoe dit gaan werk dat jou advertensie onder verskyn. Hoe maak hulle met die oorseese dames? Hoe dit hier onder gaan werk? So ja, en is nie 'n stuur nie. As ons artikel videoetjie wat ons ek wil so een keer 'n week as ek kan, maar minstens een keer elke 2 weke gaan ek 'n gesels net video artikeltjie ook opsit wat ook op ons YouTube kanaal beskikbaar is wat ook hier onder vertoon word. Ja, en die mense gaan loer vir ons baie deesdae daar. Ja, ons dit was so aanvanklik veronderstel om 'n YouTube kanaal te wees vir almal om dan te kyk. Dis eintlik meer 'n stoorspasie, maar weet jy wat?
dit is daar vir ons om te gebruik. So Nie almal het Facebook nie. nie almal het Facebook nie. Daar's 'n En paar mense wat gesê die het, lekker "Ag, ons ding anders is, sien." hoe ouer video's word, julle het al gesien hoe moeilik dit raak om 'n ou video te gaan opspoor. Nou daar is vir julle 'n lekker plek om enige tyd 'n video te gaan opspoor. Ja. So ja, ons het nie, dit voel ons het nie baie nuus nie, maar eintlik het ons lank gesels. So Ons het altyd iets om oor te gesels. ons gesels altyd Dis lekker hoekom lank. ons dit gesels net noem. Dan kom ons 'n paar dingetjies. Dit is dis nou, ek dink dis dit vir die week. Ja. Ons gaan volgende week weer met julle gesels. En onthou, al is dit vandag nog nie Vrydag, môre is Vrydag, dis die einde van die week. Ons is 'n dag vroeg omdat ons ongelukkig môre weer dinge het wat ons moet doen. Ja, ons het gedink Vrydag gaan ons nuus gewoon 'n naweek hou en surprise. So, ja. So, ons sal elke week probeer as ons weet dat Vrydag gaan nie werk nie, sal ons dit op 'n donderdag doen. Maar party Vrydag weet ons die dinge gaan gebeur. Wat gebeur, nee, ja. Die lewe gebeur. Gelukkig, wat lekker is vir my en jou kanaal is, ons kan doen wat ons wil. Dit klink vreeslik, nee, maar ons is hier vir die gemeenskap. Ja. Ons vertel die gemeenskap waarvan ons Dink weet ons en moet. hoor. Dis 'n gesels. Dis regtig nie 'n nuus wat ons moet Dis nie elke moet Vrydag nuus nie. 6 uur sit en vir julle sê wat doen. Ja, nee, maar Maggie, mense het my gevra. Ek het 3 boodskappe gekry hoor. op Vrydag alleen wat gevra het waar is die nuus en Saterdag nog 3. So ek het in totaal 6, 7, 8, seker 10 boodskappe Is dit gekry. al? Wat mense Is dit vra, al? waar Ek is kan die jou nuus? Ek kan jou wys hoe lyk my foon met WhatsApp. So, my ma was natuurlik weer die eerste een. Die mense Luister. is geneig om vir jou met jou te kommunikeer, Ja. weet want ek's meer die tegniese kant, maar ja, jammer julle, ons sal nie weer Een vroukie het my gestuur, ek dink Facebook het weer gecrash, dus ek verstaan nie, Julle want nuus is- ek verstaan nie. En sy sê, ek kyk al die hele tyd vir julle nuus en is nie op nie. Sê ek, ja, maar daar, jy Ja, ons 'n ek- dingetjie ek gesit dingetjie wat sê, opgesit. dus sê sy, o, ek het daai gemis. Dus is Misgekyk. raai, tog. Facebook crash om dit gesels net nie het, nee. Maar baie Ja. dankie dat julle ons Hulle nuus kyk. Ons ondersteuning, waardeer ja. dit. Julle ondersteuning word waardeer. Ons doen dit vir julle en ons is bly dat julle dit geniet. En dis lekker as hulle sê, o, ons geniet julle twee se lag en goeders. Kyk, ons het gedink ons moet regtig vir julle ernstig wees met die nuus. Toe besef ons not a damn man, dis mos nou nie wie ons is nie. En dis toe nou wat julle geniet. Dis die So, dis lekker dis die om te verskil tussen lees. Rian Roo en Rian Krywag. Ja, nee. Ja. Maggie. Maar ek sal So, dit ja. ek sal dit nie kan doen sonder Maggie nie. Maggie, baie dankie. Ons hou mekaar aan die gang. Mekaar Maar ja, Julle, ons is as lekker. julle die span. naweek 'n bietjie uitgaan, Maggie, julle ook wat vanaand uitgaan Hennies toe en waar ook al julle gaan, onthou, dink voor jy drink. Daar's my sê ding, ek love it. Wees veilig, wees warm. Moenie siek raak nie. Die hospitaal is vol. Regtig, hulle is vol. So, hê 'n gebleste dag Bless en naweek en ons sien julle volgende Vrydag. Is hy? Eentlik. Dis dit. Ek dink ek mis al weer flip in iets hierso. Ek wil net sê hoe- Kom,